Goeiedag vriende, ons luister na 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11 tot 21. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien, daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Dit was 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21 uit die woord van die Here. Paulus skryf, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. Wat beteken dit om die Here te dien? Dit beteken dat jy 'n nuwe mens word. Jy kan nie meer dink, doen en leef soos voor jy nie. Dinge verander. Tog weet ons ook baie goed dat dit nie so maklik is nie. Jy kan goeie voornemens hê en 'n plan opstel, maar jy maak weer foute en doen weer dinge verkeerd. Om die waarheid te sê, die Bybel leer ons dat dit vir ons onmoontlik is om onsself te verander. Ons as mense is te sondig, al probeer ons hoe hard om reg te lewe, ons gaan dit nie uit ons eie reg kry nie. Ons gaan altyd weer sonde doen. Dit is 'n verskriklike situasie om jouself in te bevind. Maar gelukkig is dit nie waar die boodskap van die evangelie ophou nie. Die evangelie is immers goeie nuus. Die goeie nuus is dat ons nie onsself hoef te verander nie, want God verander ons. En hoe doen hy dit? Ons hemelse Vader stuur sy seun om te kom lewe en sterwe op aarde. Hy dra die straf op ons sonde. God sien hom as die sondaar en straf hom. Hy sterf vir ons sonde en hy oorwin dit ook, want hy staan op uit die dood. Daarom kan ons nou sy regverdigheid kry. Ons kry die ewige lewe, want God sien ons as regverdig. Daar het dus 'n ruiltransaksie plaasgevind. Jesus kry die straf op ons sonde, wat hy nie verdien nie. En ons kry die geregtigheid wat ons nie verdien nie. God is die regverdige God, en daarom kan hy nie net ons sonde oorsien nie. Ons skuld kan nie net afgeskryf word nie. Dit moet betaal word. En dit is wat Christus in ons plek kom doen het. Ons sonde het ons van God verwyder, maar Jesus se verlossingswerk versoen ons weer met God. Nou kan ons weer sy kinders wees. Hierdie waarhede verander ons, dit maak ons nuwe mense. Die Heilige Gees werk in ons en die liefde van Christus dring ons om te verander. Dit dring ons om soos nuwe mense te dink en te doen en te leef. Omdat die Heilige Gees ons verander, kan ons nou verstaan wat dit beteken om God te dien. Ons kan nou verstaan hoe ons moet lewe en ons kan ook begin om dit reg te doen. Ja, ons doen nog steeds sonde
want ons heiligmaking is 'n proses. Heiligmaking is die proses waar gelowiges verander word om al hoe meer soos Jesus te wees. Hierdie proses vind plaas deur jou hele lewe. Hier op aarde gaan jy nooit volmaak heilig wees nie, maar die Heilige Gees gaan ook nooit ophou om aan jou te werk nie. Wanneer jy so as 'n nuwe mens begin leef, dan gaan jy dit ook vir ander wil vertel. Jy gaan hulle ook wil oortuig om hierdie beloftes van verlossing en verandering te glo. En selfs wanneer jy stil bly, sal hulle sien dat jy verander het. Ongelowiges moet na jou kyk en sê, ek verstaan nie wat in hierdie mense se lewe gebeur het nie, maar dit het hom verander. Dit het hom beter gemaak. Hy is nou 'n nuwe mens, en wanneer hulle vra, moet jy kan antwoord. Dit is omdat ek weet wat dit beteken om die Here te dien. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons oortredinge, soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.